Dis ruimteweek. Lekker om elke dag vlugtig by Dr. Roan Stein aan te sluit. Hy is die aanbieder van Sterre Toe, 'n potsending oor alles wat jy wil weet oor die ruimte. En vandag kyk ons na hoekom Pluto nie meer 'n planeet is nie. As jy nog altyd gewonder het, spits die ore. Goeiemôre Sarina, vandag is dag 3 van Ruimteweek 2025 en vandag gesels ons oor waarom is Pluto nie meer geklassifiseer as 'n planeet nie. So in 2006 het daar 'n klomp wetenskaplikes bymekaar gekom en gestem oor of Pluto dan nou 'n planeet is al dan nie, en hulle het toe gestem dat hy dan nou geherklassifiseer word as 'n dwergplaneet. Maar die groot vraag is waarom? So vandag gesels ons oor die top 2 redes waarom dit nou so is. So, die eerste rede. Die eerste rede is dat ons sien dat al die klipagtige planete is in die binnekant van ons sonnestelsel. So, ons kyk na Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Dit is klipagtige planete en dit is die planete wat die naaste is aan die son. En daarna kry mens dan die gasplanete Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En dan weer in die uithoeke van ons sonnestelsel sien ons dan nou weer vir Pluto, wat 'n klipagtige planeet is. En dit gee vir ons 'n leidraad dat Pluto 10-1 nie deel was van die oorsprong van ons sonnestelsel nie, maar dat hy eintlik gevang is deur die gravitasieveld van ons sonnestelsel en dat hy eintlik van iewers anders vandaan kom. So dit is punt nommer 1. Punt nommer 2 is dat daar is 'n vereiste op planete geplaas deur die wetenskaplikes op die aarde, dat 'n planeet moet sy wentelbaan skoon gewentel het. Dit beteken dat 'n planeet kan nie sy wentelbaan deel met ander voorwerpe wat so groot is soos die planeet self, of bietjie kleiner of selfs groter nie. As mens kyk, as 'n voorbeeld, die aarde, ons wentelbaan, ons deel nie ons wentelbaan met enige iets wat min of meer so groot is soos die aarde nie. Ons is die enigste planeet in hierdie wentelbaan. Maar in Pluto se geval is dit nie so nie. Daar in die uithoeke van ons sonnestelsel, daar waar Pluto wentel, is daar heelwat voorwerpe wat so groot is soos Pluto, selfs voorwerpe wat groter is as Pluto. En dit gee vir ons nog 'n leidraad dat Pluto eintlik een van 'n heelwat voorwerpe is wat daar in die uithoeke van ons sonnestelsel wentel, en dat weer eens dan nou nie geklassifiseer kan word as 'n planeet nie. En dit is waarom, as mens hierdie 2 redes bymekaar sit en 'n klomp ander redes, maar hierdie is die top 2 redes, as ons hulle bymekaar sit, het die wetenskaplikes toe nou in 2006 besluit om Pluto te herklassifiseer as 'n dwergplaneet. Baie dankie Sarina, ons gesels môre weer. Dankie Dr. Roan Stein. Hy is 'n ruimtefisikus verbonde aan die Noordwes Universiteit en die aanbieder van Sterre Toe. En môre kyk ons weer na iets anders interessant oor die ruimte.